Hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Ons glo en vertrou dat dit vir u ook 'n goeie paar oomblikke in die Here se teenwoordigheid sal wees en dat ons waarlik in ons geloof versterk sal word en ook ons oë alleen op Jesus Christus as ons begin en einde sal fokus. Die teoloog Bonhoeffer skryf 'n aangrypende gedig, eintlik 'n gebed. Hy sê, Here, in my is dit aand donker, maar by u is daar lig. Ek is bang, maar u alleen versterk my. Ek is eensaam, maar u is altyd by my. Ek is rusteloos, maar by u vind ek vrede. In my woed daar 'n bitterheid, maar by u vind ek berusting. U paaie gaan my verstand te bowe, maar Here, u ken die regte pad vir my. Daarom is ons bevoorreg om vanoggend as 'n geloofsgemeenskap hier by mekaar te kan wees en ook in die huis van die Here saam te wees om sy lig te kan sien, met sy krag versterk te kan word, sy teenwoordigheid te kan voel, in sy vrede te kan leef, tot bedaring te kan kom en met sy pad vir ons lewe te volhard. Baie welkom aan u elkeen. Ons gaan ons erediens begin met 'n voorsang, juis 'n lied wat getuig van God se grootheid en hoe hy op 'n besondere wyse met sy skepperhande skep, maar steeds ook daagliks ons lewe onderhou. U bly staan vir die woorde in die seëngroet en dan antwoord ons ook met 'n lofsang.
Hy is die skepper van alles mooi en goed. Hy versorg die wat hom liefhet en bring vrede in elke gemoed. Hy is die opgestane Heer. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van die een wat was en is en tot in ewigheid sal wees, Jesus Christus ons Here. Amen. Vir die opregte Christene is dit geen kwessie dat ons wil altyd in lyn moet wees binne God se wil vir ons lewe. God se wil is die grootste voorwaarde vir 'n gesonde geestelike lewe. Om aan die Here gehoorsaam te wees is om 'n kwaliteit lewe te leef. Wie uit die gees van God en vir God drie-enig begin leef, verstaan die lewe werklik. Die Bybel leer ons dat God regeer ook deur sy wil en deur sy wet, en hy weet beter as enige mens wat vir ons nodig is. Die mens word inherënt sondig, eiewys en opstandig gebore, maar God se redding gee aan hom en haar 'n nuwe lewe, 'n sinvolle nuwe lewe. Die mens word deur God verlos en uit genade vrygespreek, en die doodsheid in ons word in en deur hom nuut gemaak. Maar om nuut te leef, beteken tog dat ons ook gehoorsaam aan hom moet lewe. En dat ons alles in ons vermoë sal doen om die wil en die wet van die Here ons prioriteit te maak. Die Bybel herinner ons oor en oor dat jy God met jou hele hart, met jou siel, verstand en al jou kragte moet lief hê. In kort beteken dit, met alles wat jy is en alles wat jy sê en doen, moet jy wys dat jy die Here liefhet. En om God met alles lief te hê, beteken ook dat ons sy voorwaardes sal nakom. Dat ons in alles wat ons mee besig is, sy wil sal soek, sodat ons ook in terme van ons eie lewe kan onderskei wat goed en kwaad, mooi en lelik en reg en verkeerd is. God se gebooie en sy reddingsplan met die mens vind mens egter reg deur die Bybel. En reg deur die Bybel word daar vir ons kernwaarhede gegee oor hoe ons as gelowiges dan 'n gehoorsame lewe in God se teenwoordigheid
binne die raamwerk van sy wil moet lewe. En dit kan soos volg opgesom word. Afgode is onaanvaarbaar. Jou liefde moet onvoorwaardelik wees. Jou vergifnis moet opreg wees. Jou handelinge moet altyd suiwer wees. Jou denke moet rein wees. Jou omgee moet groot wees. En jou dankbaarheid moet altyd oorvloedig wees. Dit is maar enkele voorwaardes uit die woord van die Here om 'n goeie, geesvervulde en opregte lewe tot sy eer te leef. Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit Efesiërs 3 en ons gaan daarvan saam lees vers 14 tot en met vers 21. Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot en met vers 21 in die Bybel wat voor my is, vir die van u wat saamvolg uit die Bybel uit, is dit min of meer bladsy 190. Die opskrif wat aan hierdie gedeelte gegee word is die gebed van Paulus vir die Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 3 vanaf vers 14. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom toe die eer in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen en tot in alle ewigheid. Amen. Terwyl jy so bly sit, kom ons raak stil en dan bid ons saam. Here ons God, ons wil vanoggend die loof en die prys vir u goedheid en die guns wat ons elke môre uit u hand ontvang. Aan u kom alle lof en eer en heerlikheid toe, Here. Dankie dat ons met sekerheid vanoggend kan getuig dat u vir ons 'n toevlug, 'n beskerming is, 'n God in wie ons altyd ons vertroue kan stel. Ja, Here, sonder u kan ons nie waarlik lewe nie. U het die enigste seun gestuur sodat ons in hom en deur hom die lewe kon hê en dat elkeen van ons nie alleen die lewenspad sou loop, 'n lewe wat in sondigheid en selfs in die dood sou eindig nie. Maar in en deur hom, Here, ontvang ons die lewe. En daarom moet elke knie buig en elke mond bely dat Jesus die Here is. U leer ons wat dit beteken om ware geloof en vertroue te hê, Here. U is ons redder en ons verlosser, ons koning vir ewig. En op hierdie onbekende paaie van die lewe word u ons rots, ons beskerming, ons hoop en ons vrede. Maar u roep ons ook altyd weer tot vernuwing en tot geestelike groei en vra ook van ons om gereeld tot u te nader in gebed en met u oor alles te kommunikeer. Ja, Here, u roep ons tot toewyding aan u wil en soos ons gehoor het, u roep ons ook tot gehoorsaamheid. Werk deur die Gees in ons dat ons altyd op u roepstem sal reageer en gee ons die krag en genade om hierdie wedloop van die lewe met inspanning te hardloop, ons oë op u gerig en ons mond wat bely dat u die Here is. Vul ons harte met die liefde, daardie liefde wat ook tot dade oorgaan. Plaas ons voete stewig op die pad wat u vir ons aandui en bring ons uit waar u wil hê ons moet wees. Here, ons geloof
is nie 'n versekering dat niks sleg of seer oor ons pad sal kom nie, maar ons weet en ons bely dat dit wel 'n waarborg is, dat hy in elke lewenssituasie by en met ons sal wees en saam met ons tree vir tree op die onbekende paaie van die lewe sal beweeg. Praat deur u woord met ons en verseker ons opnuut dat ons aan u behoort. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Die afgelope week, terwyl ek sit en werk, vang my oog vir 'n oomblik 'n vinkie in die boom wat hard besig is om 'n nes te probeer bou. Eers is hy hier, dan is hy daar, dan onder en voordat ons weet is hy weer bo. En so bly hierdie dartelende voeltjie tussen die takke beweeg. Vlugvoetig skarrel hy van tak tot tak. Rats verby elke versperring, hy glip tussen die blare deur met die sonlig wat oor sy wapperende vlerke weerkaats. Hy beweeg so lig, terwyl hy doen wat hy gedoen moet kry. Maar dan verander die toneel so bietjie. Op 'n stadium het hy 'n klomp grassies en takkies in sy bekkie en ek sien dat daar waar hy sit, skielik het daardie ligvoetigheid verdwyn. Met al die goed wat hy in sy bekkie ronddra, dit wat hy probeer balanseer is sy ratsheid minder. Sy spronge word stadiger en dis asof sy huiwering groter word. Daardie ligvoetigheid van vroeër is weg. Jy kan sommer sien hoe probeer hy alles wat in sy bek is balanseer, maar is besig om sy spoed te breek. En op daardie oomblik, terwyl hy nog dink hy gaan met dieselfde ratsheid as vroeër tussen die takke deurbeweeg, tref hy 'n versperring en alles wat hy probeer vashou, tuimel na die grond toe. Al sy harde werk verniet, al sy inspanning het tot niks gekom nie, hy het meer verloor as wat hy gewen het, sy spoed is gebreek. Weet jy hoekom? Want dit wat hy probeer ronddraai het, was te swaar en te veel. Vir 'n hele ruk daarna het hy net op die tak bly sit en was daardie ligvoetigheid heeltemal weg. En ek dink daardie vinkie leer vir ons iets oor die lewe. Soms klou u en ek ook aan 'n klomp dinge vas. Probeer ons alles rondom ons ten volle beheer, dra ons 'n klomp onnodige bagasie saam met ons, dat ons op die ou einde oor alles en selfs oor onsself begin beheer verloor. Is dit wat ons wil beheer, en daardie dinge waaraan ons so vashou in die lewe, nie lankal besig om ons te verhinder om ligvoet deur die lewe te gaan nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, of u en ek het nou wil weet of nie, ons gaan almal ergens by 'n punt moet kom waar ons dit wat ons saam met ons ronddra en dit waaraan ons so hard probeer vashou en dit wat ons probeer balanseer, ernstig moet evalueer en bietjie begin uitsorteer. Jy kan nie iets saamsleep waaraan jy jou dood dra nie. Jy kan nie aan oortollige hartseer, skuldgevoelens, verwyte of verliese bly vashou terwyl dit besig is om jouself en alles rondom jou te vernietig nie. Die kundige sê, raak ontslaaf van alles wat hierdie ligvoetigheid by jou steel, want anders gaan daai goed van jou ontslaa raak. U en ek moet leer om soos daardie vinkie ligvoet deur die lewe te gaan, ten spyte van die versperrings in ons pad, die verantwoordelikheid wat ons moet dra, die verpligtinge wat ons moet nakom, en ons kan nie toelaat dat al hierdie goed wat ons saam met ons dra, ons vreugde en ons vrede steel nie. Oortollige bagasie is seker die grootste doodsteek denkbaar vir die mens se innerlike vrede en algehele vryheid en geluk. Daardie spreekwoordelike grassies en takkies wat ons almal elke dag probeer balanseer, is dalk besig om ook ons spoed te breek en ons hoop vir 'n beter môre te steel. Miskien moet ons bietjie voorraad opneem en van al daardie oortollige dinge begin ontslaa raak en onsself die vraag afvra of dit alles nog vir ons lewe die moeite werd is. Dra hierdie goed wat ons so saam met ons sleep enigstens by dat daar groei is in ons menswees? Is dit besig om
stukkie vir stukkie van my menswees dalk te vernietig? Versterk hierdie goed wat ek saamdra my geloof? Verdiep dit my verhouding met die Here? Of is dit besig om my net verder en verder van hom af te vervreem en te verwyder? Die oomblik as dit wat jy saamdra, jou geluk begin steel, jou persoonlikheid begin verander, of jou menseverhoudings begin skade aandoen, dan het daardie grasies en takkies te veel geword vir jou vlug, en gaan alles ergens grond toe tuimel, en gaan jy nooit jou nes gebou kry nie. Die doel waarom die Efesebrief geskryf is, sluit eintlik baie mooi by hierdie gedagte aan. Die hoofdoel was om gelowiges te versterk daar waar hulle deur geweldige uitdagende beproewings in hulle lewe gegaan het en 'n klomp onsekerhede beleef het. Paulus wou op 'n baie unieke manier vir hierdie gemeente leer wat dit beteken om aan Christus te behoort en kerk van die opgestane Heer te wees. Hy wou vir hulle wys dat Jesus hulle identiteit bepaal. En omdat Jesus hulle identiteit bepaal, beteken dit ook dat hulle op 'n baie spesifieke manier moet lewe. Hulle moet ligter lewe en die lewe nie vir hulle self erger en swaarder maak deur 'n klomp eksterne goed by te laai nie. Jesus is hulle bron van krag en niks anders mag sy plek vul nie. Dit help nie, hulle hou so vas aan allerlei ander dinge in hulle lewe en laat toe dat hulle deur ander dinge beheer word, dat daar naderhand nie eers meer plek is vir Jesus in hulle lewe nie. Omdat hulle aan hom behoort, omdat hulle op 'n besondere wyse deel vorm van die liggaam van Christus, moet hy die prioriteit in hulle lewe wees. En kan hulle nie toelaat dat ander goed hulle van daai fokus beroof of ander goed hulle beheer nie. Omdat hulle deel is van Jesus Christus, moes hy hulle van binnekant af volmaak en moes hulle ook die swaar, die seer en die moeilik in die lewe hanteer het, soos wat hy hulle sou leer om dit te doen. Hierdie is daarom nie 'n brief wat geskryf is om te raas of oor dwaalleringe te waarsku nie. Paulus skryf hierdie brief bloot ter bemoediging van sy mense. Hy wou hierdie gemeente aanmoedig om ten spyte van die swaar tye waardeur hulle in die lewe gaan, die uitdagings wat hulle moes deurmaak, te onthou dat hulle onlosmaaklik deel is van die liggaam van Christus. En dit maak dat hulle ligvoet deur die lewe kan gaan. En dit maak dat die struikelblokke hulle nie sal onderkry nie, dat vrese hulle nie sal oorweldig nie, en dat hulle die moed en die krag sal hê om met alles in die lewe te bly volhard, omdat die krag wat hy vir hulle gee en die feit dat hulle aan hom behoort, juis maak dat hulle ligvoet deur die lewe kon gaan. Hulle kon met vrymoedigheid die seer van die verlede, die stikkende hede en die onseker toekoms in Jesus se teenwoordigheid uitpak en aanpak. Omdat hy hulle troos word vir dit wat verby is, hulle anker word vir dit wat nou is, maar ook hulle hoop is vir dit wat nog sal wees. Hulle moes die dinge wat oor hulle lewe beheer uitgeoefen het, laat gaan het. Hulle moes hulle losgemaak het van alles wat afstand bring in hulle verhouding met Jesus, en self moes hulle ook nie die rede vir daardie afstand met hom gewees het nie. Paulus herinner hulle in hoofstuk 2 van hierdie brief, dat hierdie gemeente eintlik vroeër 'n pad van oortredings gelei het, en hulle deur hulle sondige bestaan laat oorheers het. Met ander woorde, hulle was geestelik dood as gevolg van die verkeerde goed waarin hulle vasgehou het. Die verkeerde goed wat hulle toegelaat het om hulle lewe te beheer. Hy sê vir hulle, vroeër was julle oorlaai met negatiewe, sondige bagasie. En dit het julle in die proses doodgemaak. Hy skryf in die brief vir hulle dat hulle eintlik maar net soos daardie sondige wêreld geleef het en gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle het toegelaat dat hierdie ander goed hulle lewe beheer. Hulle het vasgehou aan dinge wat hulle oortuig was vir hulle geluk en voorspoed en sukses sou bring, maar toe net eintlik alles in 'n gemors laat eindig het. En nou het daar 'n klomp onnodige bagasie in hulle lewe opgehoop. Is hulle soos daardie vinkie besig om te veel gras en stokkies rond te dra, wat veroorsaak dat op die ou ende alles grond toe gaan tuimel. Al hierdie dinge wat hulle gedink het belangrik is en waarin hulle sterk vasgehou het,
was in die proses eintlik besig om hulle menswees te vernietig. En nou veroorsaak dit dat hulle perspektief met die lewe begin verloor. Hulle het selfs van God vervreemd geraak en was na nêrens op pad nie. Die oortollige goed in hulle lewe het hulle van koers afgebring. En dit het daartoe gelei dat hulle naderhand hoop verloor, dat hulle fokus weg was, dat hulle al hoe meer begin sukkel het met die lewe as sulks, en nie meer geweet het hoe om volgens die wil van die Here te leef nie. Paulus sê ook dat hulle vroeër gelewe het asof dit nie vir hulle belangrik was om van hierdie goed ontslae te raak nie. Hulle het dit maar net bly saamsleep en het al hoe meer gemaak in die proses. Dit het bly ophoop en dit het al die mooi wat daar in hulle lewe is met hierdie hope, negatiewe, vuil, oortollige bagasie laat oordek. Die seer dinge van die sondige verlede het hulle bly wegsteek. Die moeilike dinge in hulle daaglikse lewensomstandighede het hulle probeer onderdruk. Hulle het toegelaat dat verkeerde dinge hulle doen en late bepaal en die stikkende dinge in hulle lewe het groter beheer uitgeoefen as wat hulle toegelaat het dat die Here dit uitoefen. Paulus begin dan op 'n besondere manier en leer hulle wat om met daardie oortollige goed te doen, sodat dit nie hulle geestelike lewe verder belemmer nie. Hierdie oortollige goed in jou lewe mag nooit belangriker word as die lewe self nie. Hierdie bagasie wat jy saam met jou ronddra mag nooit die rede word dat jy met die lewe begin moed verloor nie. Hierdie ekstra goed waarin jy vasklou mag nooit jou lewensvreugde steel en jou van jou geloof beroof en jou in die bystand en die teenwoordigheid van die Here laat twyfel nie. Want, sê Paulus, jy's deel van hom. Jy's deel van sy liggaam. En daarom kan jy nie toelaat dat al hierdie negatiewe bagasie jou van hom af losruk nie. Die lewe kan jy nie verander nie. Maar die oortollige goed wat jy saam met jou sleep, kan jy beheer en moet jy beheer omdat jy aan Christus behoort. Paulus wou juist die gemeente in Efese aanmoedig om nie toe te laat dat die dinge wat aan die buitekant van hulle lewe gebeur en die dinge waarin hulle aan die buitekant van hulle lewe so krampagtig vashou asof dit die lewe is, dat al daai goed nie op die ouene die mooi in die binnekant negatief beïnvloed nie en maak dat hulle op die ouene moed verloor nie. Moenie dat bagasie van jou lewe jou grond toe trek, soos daardie oorbodige takkies en stokkies wat die voeltjie probeer dra het om sy nes te bou nie. Gebruik eerder die verlossende boodskap van Jesus Christus om al daardie onnodige goed uit jou lewe uit weg te kry. Om ontslae te raak van die skuldgevoelens, die verwyte, die seer en die swaar wat jy bly saam met jou dra. Want anders gaan jou reis nooit ligter raak nie. Paulus is nie in sy gebed in hoofstuk 3 naïef dat daar nooit moeilike omstandighede sal wees of dat die mens nie ergens met bagasie in sy of haar lewe te doen gaan kry nie. Hy bid nie in ons geleesde gedeelte dat dit bloot met hulle goed sal gaan of dat daar geen onheil en moeilike omstandighede sal wees nie. Hy bid in vers 16 dat hulle die krag sal ontvang om innerlik sterk te wees. Dat hulle die krag sal hê om die binnekant skoon te hou van die oortollige goed waarmee hulle lewe oorlaai en waardeur hulle beheer word. Dit is Paulus se gebed in Efesiërs 3 dat elke gelowige op 2 maniere bewus sal raak van Jesus Christus. Hy sê eerstens, ek bid dat julle deur die geloof Christus in julle harte sal laat woon. Daai aan die binnekant julle sal volmaak. Hy behoort jou eerste keuse te wees en nie jou laaste uitweg nie. En waar hy die spasie aan die binnekant volmaak, is daar nie plek om dit met ander goed vol te maak nie. En tweedens bid Paulus dat hulle in die liefde geanker sal wees. Die liefde wat Christus vir jou het, strek verder as die verste moeilikheid en grootste hartseer en diepste elende wat daar in jou lewe is. Christus se liefde vir jou is groter as al daai oortollige goed wat jy aan die binnekant saam met jou sleep. En daarom kan jy dit met vrymoedigheid in sy teenwoordigheid kom uitpak.
Maak ook nie saak wat die omvang van daardie moeilikheid of seer is wat jy saamdra nie. Met ander woorde, hoe wyd dit strek nie, jy steeds binne die bereik van sy liefde, wat jou staande sal hou. En ongeag hoe erg daardie oortollige moeilikheid en onstuimigheid of verlies in jou lewe is, en hoe hard dit probeer om jou grond toe te trek, die dieptes in, Paulus sê, dit is ook selfs in die diepste punt, waar die Here se liefde jou sal kom uithaal. Jy kan nie toelaat, dat die oortollige goed in jou lewe, jou vir Christus verblind, en op die manier verhoed, om ligvoet deur die lewe te gaan nie. En juist daarom, jy wat vanoggend hier sit, of na hierdie diens luister, en 'n geweldige klomp goed saam met jou dra. My gebed vandag vir jou is, dat die Here jou ook innerlik sal sterk maak. Om een vir een van daardie dinge te begin oopmaak, en uitpak, en sorteer, dat jy sal weggooi wat skadelik is, dat jy sal hou wat vir jou goed is, en jou in staat sal stel om in jou menswees op te staan, en te groei na die beste jy wat jy kan wees. Mag jy ook die liefde van God ken. Liefde wat jou verstand te bowe gaan, maar liefde wat jou in staat sal stel om die onnodige goed wat jou lewe beheer te verwyder. Sodat jy ligter, soos daardie vinkie, van tak na tak kan beweeg en ligvoet deur die lewe gaan. Haal uit, maak skoon, verwyder, verander. Dan kom jy nader aan daardie stukkie weggesteekte seën wat vir jou bestem is. Die konstante vashou aan ons bagasie van die verlede sal geen ruimte vir geluk in die toekoms vir ons laat nie. Geliefdes, die vinkie se nes het misluk, maar dit wat hy in sy bekkie rondgedra het, te swaar en te veel was. So het almal van ons ook maar 'n sak of 'n tas vol onnodige goed, wat ons saamdra of wat ons toelaat dat dit ons lewe beheer. Miskien is dit grasies of takkies van bekommernis, verlies, verwyte, party dalk onrealistiese verwagtinge, bo-menslike eise of verwoeste drome wat aan skerwe lê. Sommige sleep self 'n klomp hartseer van die verlede saam. Ander dalk selfs 'n klomp bagasie wat deur voorgeslagte se roekelose optrede veroorsaak is, maar nog hier geweldige letsels gelos het. Dit alles beperk ons om ligvoet deur die lewe te gaan. Dit laat ons emosies ons oorweldig, vrees oorval ons, twyfel beheer ons en op die ou einde versmoor ons bekommernisse ons. Hoe meer goed daar in ons lewe is, hoe minder ruimte is daar vir vrede en vreugde waarmee Christus ons binnekant wil vul. Maak leeg, sodat jy kan vol raak by die genadige krag van ons Here Jesus Christus. Geloof in hom gaan jou help om van hierdie oortollige goed ontslae te raak. En sy liefde vir jou word die genesing vir die letsels wat al daai goed vir jou in jou lewe veroorsaak het. Jy kan nie iets saamsleep waaraan jy jou dood dra nie. Jy kan nie aan oortollige goed bly vashou terwyl dit besig is om jouself en alles rondom jou te vernietig nie. Jy kan nie alles wil probeer beheer, soveel so dat jy naderhand oor alles en ook oor jouself beheer verloor nie. Paulus self sê later in die Filippense brief, ek maak my los van wat agter my is en ek strek my uit na wat voor my is. Hoekom? Omdat ek Jesus Christus ken en omdat ek aan hom behoort. Want in Christus is daar vir ons 'n toekoms vol nuwe verwagtinge, 'n weerbegin, 'n oorbegin, 'n nuut begin. Die lewe self is dalk onveranderlik, maar dit wat jy saamsleep, bly altyd opsioneel. Mag jy vandag kies om in Jesus Christus ligvoet deur die lewe te gaan, deur van die oortollige goed
te begin agterlaat. Amen. Gemeente, ons gaan 'n gebed saam sing uit Vonklied 106. U bly staan vir die geloofsbelijdenis en dan ook die seëngroet wat daarop volg, en na die seëngroet gaan daar ook 'n respons wees waar ons as wegsendingslied Vonklied 70 saam met mekaar gaan sing. Saam met die kerk van alle eeue doen ons belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here, en na die seën sing ons dan Vonklied 70 as wegsending. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met julle elkeen wees. Amen.
In die skadu van die verlede en die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy genade, ons harte gevul met hoop, geloof en liefde. Laat ons groei in geloof, laat ons gloei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade. Met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Die wingerd wat vrugte dra in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn in die hemel van die nag. Ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel. Ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade. Met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. In elke storm, in elke vreugde, ons vertrou op die Here. Sy woord is ons gids waar die oggendglans door die laatste sons ondergaan. Sal ons sy naam loof, vir ewig dankbaar